Goeiedag my mense, my naam is Tinus Buys en welkom terug by nog 'n YouTube video. Vandag op die PVA gaan ons chest oefen. My trainingssplit is bietjie die mekaar, soos jy baie van julle weet as julle my YouTube video's gereeld kyk. Maar ja, hopelik van volgende week af het ek weer 'n vaste roetine. So ja, sonder om enigiets anders te sê, laat ons begin. Skus meneer, sit asseblief aan die musiek. Want oor 'n uur sit ek alweer met dronk verdriet. Want daar sê mis in my kop en my kop rot in 'n ander taal. Soms vergeet ek nog jy kom hier uit my sy. En soms vergeet ek nog maar dit weet jy van my. Ek het getrap in wyn en liefde. My voete het nog steeds wit. Nou weer eens, ek is nie gesponsor deur Nutrotech nie, maar ek wil baie graag. Daar was een comment op 'n video wat ek gemaak het waar ek gevra het vir 'n sponsorship, waar iemand gevra het jy smeek of hulle gesê het jy smeek vir 'n sponsorship. Wel, basically ja, want ek nommer 1 is nie skaam oor hulle produkte nie, want ek like dit baie. Nommer 2, ek het al alles probeer. Ek het al die forums ingevul op hulle website. Ek het al e-mails gestuur, ek het al DM's gestuur. Maar dit werk dit nie. So toe vat ek die direct approach en maak 'n video daaroor. So vir my, sure, jy kan dit sien as smeek, maar ek is ten minste eerlik daaroor, jy verstaan? So ja, en plus as dit nou 'n geldmaak storie was, dan sou ek verstaan as jy dit gesê het. Maar honestly, ek wil net produkte hê wat ek kan vertrou en aan julle ook half kan promote. En sure, ek wil 'n living daarvan af kan maak naderhand, maar ek bedoel, ek like die produkte. Jy verstaan? So dis nie asof ek net geldgierig is oor slegte produkte nie. Ja, soos ek gesê het, ons gaan chest oefen. En ja, daar's 'n kans dat daar vandag dalk 'n pakkie gaan kom van mense wat my goed wil stuur. En ja, ek hou my vingers vas. Hopelik gebeur dit. En ja, ek weet nie, ek is baie excited. Dankie vir al julle ondersteuning op al my platforms sover. Ek glo dit. As julle my nog ondersteun, follow my net op Instagram, TikTok en jy weet, YouTube. En ja, ek het dit baie waardeer, maar ja, ek babbel nou baie. Anyway, kom ons gaan gym toe. Maar mense, en soos julle kan sien, dit is redelik koud vandag, maar dit maak nie regtig veel saak nie. Ek gaan nog steeds gym toe stap, jy weet, bietjie aktief raak. My maag is bietjie seer van gister af. Nie heeltemal seker hoekom nie, maar nie so erg nie die einde van die wêreld nie. Maar anyway, julle is agtergekom, die intro is weer terug vir die vorige liedjie, as julle die vorige video gekyk het. Want weet jy wat neem, ek gaan naderhand nie eens meer YouTube video's kan kyk, of YouTube video's kan maak, as ek permanent gestres is oor copyright issues nie, want by die gym, daar speel copyrighted music, die intro is gecopyright, so ek gaan net die beste moontlike YouTube video's try maak, copyright of nie, en net aangaan, want op die einde van die dag, al maak ek nie geld van die YouTube video's af nie, dis my meer lekker, as wat ek het moet doen vir geld, so dis my so lekker, is half die moeite werd om geld te verloor as dit sin maak, maar anyway, ek gaan nou heel moontlik begin met soos flies by die gym. Die rede is, ek is net lus om met 'n ligter ding te begin. Nou, wat ek daarmee bedoel is eenvoudig, ek wil half meer bloed in die chest kry, voor ek met my heavy presses begin. Iets wat ek baie lank terug gedoen het, maar op die einde van die dag, maak het nie soveel saak nie. Ek bedoel, ek gaan nog steeds dieselfde oefeninge doen, en ek wil net voel, jy weet, wil ek dit weer begin doen, voor ek, jy weet, volgende week nie weer op program klap. Nou, wat ek net nog gesê het van die moontlike, jy weet, pakkie van 'n maatskappy af, daar was al ander maatskappye wat my goed wou stuur, maar ek het actually hierdie keer die label ontvang van die pakkie wat gestuur is, en ek was so post net, hulle sê, dit is amper hierso, dis in Johannesburg gister, so hopelik sit nie vandag hierso, vandag is in Saterdag, so ek gaan hoop vir die beste, en kyk of is dit hierso, want ja, ek sê so altyd, dis hemde, en ek kan, daar is my aanbod gemaak om saam met hulle te werk, as ek van die produkte hou, maar natuurlik moet ek eers kyk na die goed, voor ek daai besluit maak, en ja, oor die algemeen is ek excited, en ja, maar nou voel dit vir my actually, ek begin bietjie traction kry met sosiale media, want ek love al julle support, maar nou voel dit actually half real, julle verstaan. Ek is by die gym, en dis Saterdag, ek love it, want dan is die gym actually leeg, en nie dat ek daarvan hou, of nie dat ek nie daarvan hou as mense gym nie, maar ek hou nie nog van as hulle gym terwyl ek wil gym nie, want as ons soos, kom ons sê, maar 7 ander mense is,
daar is net soveel goed in die gym, jy verstaan, dit is nie 'n massiewe gym soos dalk in 'n stad nie. Hier is genoeg goed, maar as daar 'n persoon by elke masjien is, en daar's iets wat jy kan gebruik nie, dit is nie lekker nie. So ek like dit om of vroeg of laat, of soos tussentye te oefen, want dan is die gym redelik stil. Nou, anyway, ek gaan nou begin met flies, en ek het 'n gevoel, ek gaan dalk soos 3 of 4 sets doen, want soos die eerste set gaan meer soos 'n warm-up set wees, en dan 3 actual sets, en ek dink, dan gaan ek dadelik oorgaan na dumbbell press toe, vir so 2 sets, en ek weet nie of ek gaan bench nie, ek dink nie so nie, en ja, ek dink ek wil dalk of skouers doen of arms doen saam met chest vandag, maar beide skouers en arms is nog bietjie seer en ek het hulle al geoefen die week, so ek sal maar net sien hoe ek voel naderhand. Ok, so ek dink ek gaan actually net eers my baadjie uittrek. Die ding is huge, ek love oversized klere, julle weet dit nou al, maar dit is bietjie bedompig, want ek bedoel is somer, en alhoewel dit koud is buite as gevolg van die wind, is dit nog steeds baie bedompig, so ek gaan eerder klaar die uittrek, en dan gaan ek basically nou maar begin oefen. Maar een ding wat ek kind of al agtergekom het, van dat ek meer begin, jy weet, YouTube video's maak het, is, ek geniet dit baie meer as wat ek altyd het, want toe ek altyd Engelse YouTube video's gemaak het ek frustreerd geraak, en ek het hier regtig, jy weet, dit gelike nie, maar ek het dit gedoen, want ek weet ek moet YouTube video's ook doen, want ek bedoel, dit is nodig vir 'n goeie sosiale media following. En toe begin ek Afrikaanse video's maak, toe like ek het, en toe begin ek nou soos die vorige video worry oor copyright goed. En toe word die video in 'n geval gecopyright, so dit was in 'n geval nutteloos. So, ek gaan nie worry oor nie, ek gaan nie geld probeer maak van YouTube af nie, want ek bedoel, as ek permanent gaan worry word oor of geworry wees oor monetization om geld te maak op YouTube, gaan my video's nie goed wees nie, ek weet dit. Ek gaan nie kan praat in die gym nie, want hier is musiek. En al hoor julle dit skaars, YouTube tel dit op en dan word ek gecopyright. En daar is nie lekker liedjies in Afrikaans wat ek kan gebruik vir die intro nie. So weet jy wat, los dit net. Ek gaan net aangaan en soos wat ek nou doen, my following groei op YouTube, want julle like die video's en ek like dit om dit so te maak, so ek gaan net aangaan daarmee. En ja, as jy my wel wil ondersteun, asseblief follow my net soos ek al gesê het op TikTok, Instagram en aan YouTube, want ek probeer nog steeds 'n lewe vir myself maak op sosiale media en julle ondersteun my nog steeds baie, die van julle het programme koop en so, ek waardeer dit baie. En ja, ek gaan nie try geld maak van YouTube af nie, want sure ek kan, en dalk eventually in die toekoms, maar ek kan nie nou nie, want dit gaan die kwaliteit van my YouTube video's so verlaag, het gaan nie eers die moeite werd wees om te maak. Ek hou regtig glad nie van my vorige YouTube video nie, want ek voel, dit het nie regtig rigting gehad nie, omdat ek so bang was vir copyright. Maar anyway, laat ons begin met die flies. Nou, ek het klaar opgewarm, en my chest voel fine, ek het soos 'n set gedoen met 2 plates, ek gaan nou 3 doen, en die swaarste wat ek al gegaan het is 4, maar ek is op 'n kat, ek het minder carbs in my, so ek het minder energie, en ek voel, dit is nie nou nodig om so intens te gaan nie, ja, ek love high intensity training, soos wat 'n mens moet, maar ek is op 'n kat, julle verstaan, so ek wil nie, jy weet, nou dit doen en dalk, jy weet, net 1 of 2 reps kry, want ek weet vir 'n feit, 4 gaan so swaar wees, ek gaan dit skaars ordentlik kan doen, so dit help nie, ek gaan nou so swaar nie. Volgende is gewoon 'n incline dumbbell press. Een wat ek wel sal sê, ek het nou agtergekom, soos wat ek hier lê en press, is my rug verskriklik seer, want ek het soos 2 dae terug in die son gebrand, en ek het 'n baie ligte vel, so hy brand verskriklik maklik, en nou is ek kind of net ongemaklik, omdat my rug dan teen die ding druk, maar dis nie die einde van die wêreld nie. Ek gaan 35 kg doen, ek hou maar daarby, want gewoonlik as 'n kat, dan kies ek soos een redelike swaar gewig, ek hou daarby, en dan deur die hele kat, doen ek met elke keer daai gewig vir so sets, want dit is vir my bietjie scary, as ek weet ek verloor gewig en ek word leaner, en ek probeer nog steeds swaarder gaan met gewig, so vir iets soos dumbbell press, hou ek eerder net per daai gewig.
flip it. Iemand het vir my 'n DM gestuur en gesê, wanneer ek dumbbell press doen, dan vleer ek my elleboog te veel uit, maar ek het, toe ek half begin dumbbell press het, toe probeer ek het permanent soos meer intak en alles, maar ek het al ondervind, vir een van die rede, elke keer as ek, selfs toe bench press, meer so probeer bench, in plaas van so, dan voel ek het nie, in my chest nie, maar eerder in my skouer. Nou, ek weet, die mense sal sê dat nie 45 grade is beter vir die chest, maar ek bedoel, as ek het in my chest voel, ek het 'n pump in my chest, my skouers voel fine, wat's ander rede is daar, dat ek nie basies met 90 grade kan bench en julle verstaan, want ek bedoel, selfs as ek gewone bench doen vir chest, ek vat 'n wide grip vir chest, en dan is my arm is basically so ek voel, doen dit vir jou gemaklik is, en hou daarby. Natuurlik, as dit problematies raak, dan verander jy jou tegniek en wat ook al, maar op die oomblik, ek voel fyn so, ek hou daarvan, en ek gaan dit nie nou verander nie, want ek voel dis nutteloos, want ek weet, dit is ongemaklik om so te bench, en is gemaklik so ek gaan my net so hou. Harde toch. Alright, nou, ek weet, daai was net, ek dink in totaal 5 sets vir chest, maar ek het nou al, ek dink 6 sets gedoen op my eerste chest day van die week, so dis 11 sets in totaal vir die week, wat fijn is, en ek voel eerlikwaar gaar, al wat ek nou maar gaan doen vandag is chest, my chest is gepump, ek wil kyk hoe lyk dit nou, en ja, overall was dit 5 goeie sets, so dit was dan vir my, in my opinie, genoeg. Alright nou, julle weet, ek hou daarvan om posing video's te neem met die back camera, so dat dit basies vir julle lyk, soos wat dit sou lyk, in die regte lewe en nie deur 'n spieël nie. Nou obviously gebruik ek nog steeds 'n spieël, as ek wil kyk, maar ek hou daarvan om sulke tipe video's ook te neem. Eerlikwaar, ek like hoe ek voel, ek is bietjie bloated vandag, van die maagpyn en wat ook al, maar ek like hoe ek voel op die kat, en as ek soos kyk in die spieël, ek voel fyn. Ek voel nog redelik sterk, ek voel oor die algemeen alright. My gewig gaan stadig af, maar ek bedoel, dis die idee. As dit te vinnig afgegaan en dan sou dit nie so lekker wees nie, maar dan sou ek weet iets gaan verkeerd. En al is ek op 'n aggressive diet, wil ek nie meer as 'n kilo 'n week verloor nie, julle verstaan. Alright, ek gaan kyk hoe lyk ek in die spieël. Maar ja, ek is oor die algemeen trots met waar ek nou al is. Redelik lean. En ja, as ek hier klaar is, dan weet ek moet weer cardio doen. Ek probeer elke dag tussen 20 minute en 'n uur doen. Ok, die rede hoekom dit so groot verskil is, party dae kan ek meer gaan stap en party dae kan ek minder gaan stap. So, op die dae wanneer ek minder kan gaan stap en minder steps kry, doen ek 'n uur se cardio waar ek basies meer as genoeg steps in kry. En as ek kan gaan stap later in die dag, doen ek die 20 minute. Dit is nou op 3 spoed, nou is 2 minute, en op level 3 soos die incline. En dit varieer ook partykeer, maar dit is gewoonlik tussen 3 en 5. Ek begin gewoonlik by 3 en hier so by minuut soos 5 raak ek geïrriteerd, en dan sit ek hier by 4.5 en later by 5, dan gaan ek lekker vinnig. Maar ja, ek gaan cardio klaarmaak, en dan gaan ons kyk as die pakkie hierso, so ons hoop maar vir die beste. En ja, cardio is definitief lekker as jy, soos, hoe kan ek sê, cardio doen waarvan jy hou. As ek nou permanent jumping jacks moes doen, sou ek dit nie wil doen nie, obviously, maar treadmill, dis fine. En hierdie pakkie, nee, is dit basically, die goed waarvan ek julle vertel het. Ek is baie excited vir dit. Ek gaan soos 'n reel of 'n TikTok video ook maak, en dan gaan ek eers my opinie, wat ek het oor die klere, vir die mense stuur, en sê, hoorie, dit en dit en dit, ek gaan hierdie video post daaroor. Ja,
So, want ek wil, as ek nie nog van hou nie, gaan ek eerlik wees, maar ek wil dit nie net dadelik post nie, ek wil hulle ten minste sê hoekom. Maar anyway, kom ons pas die goed aan. Ek gaan nie die Weibo of al hierdie goed wys nie, want ek bedoel, ek sê baie slim met hierdie goed, so ek weet nie wat se inligting julle kan steel nie. So, wat? Ja, maar dis kom ek dit nie gaan wys nie. Dis my sussie in die agtergrond, by the way. So, alright. Okay, nommer 1. Packaging is fancy. Ek gaan net eers my sussie wys, sy wil nie op kamera wees nie. Dis fancy. Dis is high quality material. Wow, nog nie oopmaak nie. Voel jy nie daar nie? Okay mense, wag. Kom ek wys julle 'n close-up, né? Kom hier na die ligting toe. Let me show you, né? Like, dit lyk ook, dit het hulle eie zipper in, hierdie flippin ander material. Oh, dis nice. Okay, ek sê julle wat, né? Ek gaan gou 'n TikTok of 'n reel maak hieroor en dit net save op my foon, dan sal ek die YouTube video klaar maak, want ek wou oorspronklik net clips van die YouTube video post, maar ek wil net vinnig fokus, jy weet, op soos die reel, want hierdie lyk nice. Ek het net 'n gewone sakkie verwag, dis nice. Okay, die review is gedoen. Ek gaan nou wys as julle hom nog nie gesien het op Instagram of so nie. Ek like dit goed, ek like dit baie, en ek sê julle later wys as dit klaar gewas is, soos hoe dit lyk op YouTube video. Dis nice. Ek is baie bly en ek is baie geseënd om dit te ontvang of ontvang het. Ja, ek is super excited en ja, dis en nou stickers. Dis baie nice. Ja, dis baie nice. Maar anyway, gaan aangaan met 'n paar vormpies en stuff wat ons moet invul en dan sien ek julle weer. Alright mense, ek is baie excited. Ek het sopas my eerste pakkie van 'n brand af ontvang. Ander brands het al vir my boodskap gestuur en dan sê hulle gaan 'n ding stuur, dan doen hulle nie. Maar nou het daar actually iets opgeraak en ek gaan julle nou wys. Hierdie is van Hazard Company af. Ek sal hulle tag onder. Hulle is nog 'n klein Christelik gebaseerde kleremaatskappy. Hierdie packaging, nee, ek weet nie of die kamera dit so goed optel nie, maar dis nice. Ek is opgewonde en ek het dit nog nie eens oopgemaak nie. Soos net om te wys, nee, daar's 'n zip. Hier's 'n flippin zip. Hierso is sulke half, ek weet nie wat se materiaal nou hoor al. Dis nice en dan die mooi plastiek voor. Nou, ek is baie excited. Ek het met die mense gepraat, hulle sê, nadat jy dit gekry het, moet jy kan aanpas, maar dan moet jy dit eers was, want ons is 'n protective ding oorgesprei van die manufacturer af, dan word in Pretoria gemaak, dan gaan dit Port Elizabeth toe, en dan word uitgesoop vanaf Somerset West, so dis Suid-Afrikaanse ding, obviously. Okay, dis 2 hemde, en ek wil dit net mooi uithaal. Nog 'n ding waar ek baie excited is, nee, dis stickers, hulle stuur vir jou, flippin stickers, ek het soos 4, wag, kom ek pas net aan. Okay, hier is die medium, just don't quit, en hierdie is not through sight, but through faith, askies, not spirit, maar faith. Ek gaan aanpas en dan wys ek julle hoe dit fit. Okay, hier is die medium, ek wou 2 sizes gehad het, dat ek kan compare, so, kom ons pas aan, okay, die ding is definitief 'n medium, want hy sit bietjie stywer, maar like, hy sit mooi. My sussie sê hy sit mooi. Oh, honestly, sis, okay, kom ons kyk na die extra large. Alright, nou hier is die extra large, ek super excited, kyk het, hoe nice is die ding mense, ek is so excited, dis flippin, ek weet hy is soos nie te breed nie, maar hy is nog net lang genoeg om as 'n pump cover te, jy weet, gaan, en ek love oversize klere, julle weet het, dis flippin, dankie, julle almal se ondersteuning, het hierdie nou moontlik gemaak, dis my eerste vir die goed, ek is so dankbaar, dankie vir julle almal, en dankie Hazard Company, dis baie cool, en ek love die stickers, by the way. Hierdie is baie cool, so ja, baie dankie vir julle almal. Alright mense, ek is weer by die huis, ek is klaar met die goeders by my sussie se huis. Nou kan ek vir julle ook wys hoe lyk die hemde. Kyk hierso, né? Ek weet ek het dit nou op die, jy weet, Instagram video gewys, maar dis hoe die hemde lyk, hier is die extra large, not through sight, but through faith. Hy is 'n baie nice hemd, ek gaan dit sê, ek love die hemd verskriklik, ek like die packaging, ek like die stickers wat hulle vir jou gee, ek het 'n sticker agter op my fooncover geplak, want ek like dit net, ek weet nie hoekom nie, ek like sulke klein goedjies, en dan het hulle hierdie hemd. Nou, die voorkant is eenvoudig, dit is net Hazard Company, for the willing, dis nou hulle logo, of slogan, althans, ja, slogan, en ja, dit is die hemde, ek hou baie van die hemde, en jy weet, natuurlijk, ek is baie dankbaar dat hulle het my gestuur het. Nou, 2 dinge, hulle het aangebied, dat hulle my sponsor, dat ek saam met hulle werk, en obviously, jy weet, dan kry ek nou van die soos hemde en stuff en so, maar, julle wat my video's kyk, en wat my nou al baie ondersteun het, jy weet, met my sosiale media,
Ek wil graag julle opinies hoor. Ek 'n boodskap. Ek wil graag julle opinies hoor, want alhoewel dit hom vir aangebied is en ek het like, wil ek eers alles bekyk. Ek gaan vanaand met die soos die ou wat die plek besit, bel, net om praat oor alles en kyk hoe dit gaan. Ek kan nog nie sê of ek dan definitief saam met hulle gaan werk nie, maar ek hou definitief van die hemde en ek wil ook net bietjie hoor wat se planne, want ek bedoel dit is so groot besluit, dit is die eerste brand waarmee ek gaan werk. En asseblief, as jy tyd het, los my 'n comment wat jou opinie lewer oor dit. Ek het by die video wat ek gemaak het op Instagram, hulle gelink, so jy kan daarop klik na hulle profile toe gaan op Instagram en dan gaan kyk jy net op hulle website. Nou, ek wil graag hê, julle moet gaan kyk na die produkte, julle moet gaan kyk na die brand as 'n geheel en kyk of julle daaraan sou belangstel. Want ek like oversized klere, ek like swart hemde oor die algemeen want dit pas my baie goed en ek hou net van die manier hoe dit sit en hoe jy voel as jy daar in gym. En natuurlik ek like die, hoe kan ek sê, die Christelike goedjies op die hemde en hulle het baie verskillende hemde. So ja, dis al wat ek eintlik wil sê. Ek is baie dankbaar en baie dankie aan Hazard Company weer eens. Dit was nie nodig nie en ek bedoel hulle het uit hulle eie uit alles betaal, die shipping, die produkte, jy weet alles. Ek is baie dankbaar daarvoor. Hulle is wel die ou met wie ek gepraat het, is baie vriendelik. En ja, ek is baie excited hieroor. Ek suppress baie excitement en ek is baie bly hieroor. En ja, dankie vir julle almal. Maar ja, laat weet my asseblief julle opinies, want ek wil dit daardeur lees. Julle kan my DM ook op Instagram as julle sou wil. En ja, lekker dag vir julle almal. Geseënde Kerstyd en sien julle in die volgende een. Hopelik post ek weer soos of maandag of dinsdag 'n YouTube video. Maar ja,